Nou vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Ons is dankbaar dat die Here ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en dis die gebed van my hart dat die Here vir ons ook baie ryklik sal saamseën. Terwyl ons vanmôre gaan stilstaan by Spreuke die 15de hoofstuk, ons gaan die eerste 4 verse met mekaar hanteer. En jy moet onthou vriende, wanneer ons met u hierdie oordenkings hanteer, dan is die doel juis om ons nader te trek aan die Here. 'n Weergebore mens is 'n mens wat anders is. Ons is nie beter as ander mense nie, ons is anders, omdat die Here ons anders kom maak het. Ek het hierdie week so pragtige gedagte gehoor, dat 'n kind van die Here is maar net een bedelaar, wat vir 'n ander bedelaar vertel, waarom brood te kry. Dit was vir my so mooi, toe ek dit hoor, want jy sien, 'n kind van die Here is nie beter as 'n ander mens nie. Ons is anders. Want die Bybel sê vir ons was eers duisternis. Ons het eers gelewe volgens die begeertes van ons vader die duiwel. En na ons wedergeboorte leef ons nou tot eer van die Here, om hom te verheerlik, die skepper, die koning, die redder, en die regter wat gaan kom om ons te oordeel. Daarom, as ons hierdie waarhede in u midde lê, is dit om vir u te wys hoe ons moet lewe. Want die Bybel sê, as iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En kom ons kyk vanmôre na hierdie eerste 4 verse van Spreuke die 15de hoofstuk. Daar staan: 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Nou vriende, die gedagte hier is eenvoudig, dat wanneer ek in 'n geskil kom, of wanneer ek in 'n gesprek kom, kan my woorde bepaal in watter rigting daardie gesprek gaan. Kom ons vat 'n eenvoudige illustrasie. Ek en my vrou is besig om te praat oor 'n bepaalde saak, en dan kom miskien 'n geskil in hierdie gesprek, en dan kan ek of 'n harde antwoord gee, of 'n sagte antwoord gee. Ek kan vir haar of sê, weet jy wat, jy klink nou net soos jou ma, en jy tree nou net soos jou ma op. Vriende, en hierdie woorde sal definitief haar woede en haar toorn laat ontvlam, en hierdie saakie wat miskien klein was aan die begin, in 'n groot saak dan laat verander. Aan die ander kant kan ek miskien vir haar sê, my bok, ek hoor wat jy vir my sê, en ek verstaan wat in jou hart aan die gang is, en ek gaan probeer om in hierdie saak te verbeter, en jou lief te hê, en ook die man vir jou te wees wat God wil hê ek moet wees. En die Bybel sê, so sagte antwoord sal die grimmigheid dan afweer. Hierdie woordjie grimmigheid is woede. En ag vriende, die hele gedagte is wat die Here vir ons sê, 'n sagte antwoord laat die woede bedaar. 'n Krenkende woord laat die woede opvlam. En daarom is die gebed van my hart dat u en ek ook, wanneer ons in gesprekke kom, wanneer ons in geskille kom, dat ons nie altyd die laaste sê wil sê, en 'n afbrekende woord of 'n harde woord wil gee in ons antwoord nie, maar dat ons eerder die Here sal eer en vir die Here sal vra, Here, skenk aan my wysheid om op so 'n manier te antwoord, dat ek u kan verheerlik, en ook so die persoon met wie ek praat kan wys, dat u in my hart regeer. Mag die Here vir ons genade gee, om dan ook met hierdie wysheid te leef. Vers 2 en vers 4 is amper een vers. Daar staan: die tong van die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel. Sagtheid van tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is 'n verbreking in die gees. So ons gaan hierdie 2 verse saam hanteer, en dan gaan ons uitkom by vers 3 wat praat oor die oë van die Here, wat op elke plek is, en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Nou vriende, ons het al reeds baie gepraat oor die gedagte van die tong van die wyse wat getuig van grondige kennis. Ek het vir u gesê, wanneer ons aan die Here behoort, lees ons sy woord, ons bestudeer sy woord, ons memoriseer sy woord, en soos ons die woord lees en groei in ons kennis van die woord, so groei ons ook in ons wysheid en in wat ons moet antwoord. Wanneer ons in 'n bepaalde saak of in 'n bepaalde kwessie 'n antwoord moet gee, dan vra ons vir die Here dat ons uit hierdie put van wysheid sal skep, wat God deur sy gees in ons harte kom lewend maak het, en dat ons ook dan met grondige kennis kan praat, dat mense kan hoor. Dit wat ek nou sê is nie 'n skoot wat ek uit my sy uit skiet nie, maar werklik iets wat uit my hart kom, en ek praat wysheid. Die Bybel sê aan die ander kant, die dwaase laat hulle sotheid uitborrel. Ag vriende, dit is so, dit is vir my hartseer as 'n mens sien hoe wyse mense net praat. Hulle dink nie wat hulle sê nie, hulle gee nie om oor die emosie in hulle woorde nie, hulle gee nie om oor die woordkeuse wat hulle gebruik nie, hulle gee nie om oor die kraswoorde wat hulle gebruik nie, hulle dwaasheid borrel net uit. En daarom is dit duidelike teken van dat hierdie hart voor God nie reg is nie. Iemand wat sy hart voor God reg is iemand wat sy woorde voor God reg sal wees. En daarom is dit belangrik om hierdie saak raak te sien. Jakobus 1 sê dit vir ons so mooi, en ek wil vir u sê, u en ek ken hierdie woorde, maar ek wil dit net weer vir u lees. Daar staan: so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor,
stadig om te praat, stadig om toornig te word. Jy sien, is beter om eerder stadig te wees om te praat, as die een wat altyd eers te praat, en dan word dwaasheid tentoongestel, deur my woorde, my woordkeuse, en wat ek dan ook sê. En dan sagtheid van tong is 'n lewensboom. Hierdie gedagte van 'n lewensboom beteken eenvoudig, dat die oomblik wanneer my woorde gevul is met wysheid en kennis en insig vanuit God se woord, dan gaan ek nie net 'n antwoord gee aan iemand nie, maar ek gaan dink wat ek sê. En my woorde gaan mense komplimenteer, dit gaan mense tot hulp wees, dit gaan mense reghelp, dit gaan mense opbou, dit gaan mense nader trek aan die Here. Maar die Bybel sê aan die ander kant, vriende, valsheid daarin is 'n verbreeking. Hierdie valsheid is eintlik die woordjie van skynheilige woorde breek mense. Luister, mense is nie so onnoos as ons dink hulle is nie. Baie keer sê ons goed en mense weet dat dit wat ek nou gesê het is eintlik skynheilig. Ek bedoel dit nie, daar's nie opregtheid in my hart nie. En dis noodsaaklik dat ons die Here sal vra, dat wanneer ons, en hier meer in besonder, wanneer ons met mense praat van ons huisgesin, my vrou, my kinders, vriende, laat daar 'n sagtheid in jou woorde wees. Jy het nie nodig om te gil en te skree en te beledig en te kere te gaan, soos een of ander persoon wat sy verstand verloor het nie. Jy kan met sagtheid, maar ook met fermheid antwoord. En so kan hulle sien dat daar opregtheid in jou hart is en God word verheerlik. Daarom is dit belangrik dat ons hierdie saak sal sien. En dan vers 3, op elke plek is die oë van die Here, en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Een van God se attribute is dat hy alomteenwoordig is. Ons kan hom nie fisies met ons oë sien nie, ons kan nie fisies aan hom vat nie, maar die Bybel sê vir ons, op elke plek is die oë van die Here, en hy beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Nou vriende, die Nuwe Testament gee vir ons basies presies dieselfde gedagte deur. As u gaan lees daar in Hebreërs, die 4de hoofstuk, die 13de vers. Dit is so 'n besondere gedeelte, want vers 12 praat oor die woord van die Here, en daar staan dat die woord van die Here is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van ons hart. Vers 13. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van die Here met wie ons te doen het. Luister vriende, daar is niemand wat onsigbaar is voor die wakende oog van die Here nie. Psalm 139 leer vir ons hierdie groot waarheid. Vers 8 sê, klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doder uit my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die sewe, en ook daar sou U hand my lei, en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskikking, of my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig, soos die dag, die duisternis is soos lig. U sien, daar is geen plek waar ons van die Here kan ontvlug nie. En wat Salomo vir ons eenvoudig hier wil kom leer, vriende, is dat ons onder die wakende oog van God regverdig en opreg en verantwoordelik sal lewe. Luister, ek wil by u pleit vanmôre, en ek sluit daarmee af. Moenie maak wat u wil, dink wat u wil, doen wat u wil, en dink u gaan skotvry ander kant uitkom nie. Ons denke beïnvloed ons optrede beïnvloed ons lewe, beïnvloed ons toekoms, beïnvloed ander mense se lewens en beïnvloed ons ewigheid. Ons word gered uit genade deur geloof, maar 'n bewys van hierdie egte geloof is werke wat God verheerlik. En ag vriende, die Bybel sê God beskou opmerksaam. Hierdie woordjie opmerksaam is noukeurig. Daar is niks wat ongesiens voor God se oë verbygaan nie. Noukeurig, opmerksaam aanskou hy die slegtes, die ongereddes en die kinders van God. Die ongeredde ja, omdat hulle volgens Openbaring 20 by die laaste oordeel gaan hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Dan gaan mense sê, maar Here, wat gaan aan? Dan gaan die Here die boek van die werke voorhou, dat hulle nie gedoen het wat God vir hulle gesê het nie. Die ander kant sê die Bybel dat die regverdiges, die goeies, die gereddes, die weergeborenes, hulle gaan beoordeel word volgens hulle werke, en so gaan hulle loon verkry, of hulle gaan loon verbeur. Mag u en ek 'n sagte antwoord gee, en mag ons weet, God sien elke dag wat ons doen, wat ons sê, hoe ons praat, waarheen ons gaan, hoe ons optree, en mag dit by ons 'n
'n diepe verantwoording wek, waar ons sal lewe in 'n verantwoordelike lewe voor God en die mens, en God so welbehaaglik dien. Vriende, baie seën, groete vir u, mooi dag verder, Tara.